My boodse kant wees nou. Hallo julle, baie welkom by Spiritual Talk episode 10. 'n Mooi ronde getal nou bereik vandag. Hier langs my is Benny Jonker. Nou julle ken al warm die gesig, julle ken die stem en julle weet nou al hoe lekker ons kan gesels oor 'n paar onderwerpe en ons gesels 'n bietjie vandag oor die idee van om buite die boks te dink in terme van dit wat God vir jou beplan vir jou lewe. Buite die boks te dink in jou werk, buite die boks te dink in jou dag-tot-dag lewe. En die idee kom doodeenvoudig op die volgende neer is dat daar is meer as net die dag-tot-dag lewe wat jy vat. As jy vat, jy werk, meeste van ons het dalk 'n voltydse werk, en dan jy by die huis, dan jy routines en tradisionele goed waar jy inval, en dit gaan maar week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar so. En op 'n punt begin jy wonder jy maar, vra eintlik jouself van wat is die doel van die lewe nou? Jy weet, is dit nou wat ek moet doen? En ons het so 'n bietjie al geraak aan dit, maar as een van die goed is wat God van homself openbaar, is dat hy kreatief is. En jy is in sy beeld geskape, moet jy ook tog kreatief wees. Is daar 'n beeld van jou wat wanneer jy die beeld van God uitleef, gaan na kreatiwiteit eintlik spontaan begin uitleef uit jou uit. Is daai idee wat jy skielik kry een oggend as jy opstaan, of een keer so 'n bietjie gaan stap of draf of wat ook al jy doen, is amper 'n spontane idee wat oppop in jou kop en so van, maar hoekom het ek nog nie dit gedoen nie of wat van dit? En dis klein goedjies soos dit wat ek in hierdie episode eintlik 'n bietjie wil bespreek is van, maar daag jouself uit, jy weet, toets dit bietjie, jy weet, miskien is dit iets wat jy actually van hou. Ek het al so baie keer gehoor van iemand wat hulle voltydse werk gelos het vir hulle passie om te gaan uitleef. En jy weet, en die idee is nie om jou werk te los en jou passie te gaan uitleef noodwendig nie, maar om dit wat jy ervaar, daai idee wat jy kry, bietjie te gaan pursue, om te ondersoek en in te staan te sê, maar is dit wat ek werklik wil doen? Jy weet, is dit wat ek die res van my lewe wil doen of wil ek iets anders nastreef? Is daar iets anders? Is daar iets meer vir my daar buite wat ek kan najaag en bietjie ontdek in myself ook en eintlik daar opgewondenheid bou van jou dag-tot-dag lewe. Want eintlik, ons sê dit al baie keer, dis nou, as dit nie 'n werk nie, dis eintlik 'n passie wat jy uitleef en jy word betaal daarvoor. En daar's baie idees wat in my kop altyd rondhardloop vir goedjies om te doen. Ek dink nou byvoorbeeld altyd terug, as ek net vat my eerste jaar denkwyse en dan kyk ek gaan bediening swat en ek gaan voltyds in die bediening wees en dis nie wat ek vandag doen nie. En ek is dankbaar vir waar ek is vandag, want ek kan nog steeds bedien, maar ek kan 'n ander passie ook uitleef. En dis om nog steeds met mense te werk. Dis om buite die boks te wees in terme van waar ons besigheid is en wat ons doen. En dis vir my lekker. Ek geniet dit om dit nog te doen. En ek weet daar's soveel meer ook vir ander mense wat hulle kan ontdek ook in hulle self. En wanneer ek met jonger mense gesels ook, dan vra ek vir hulle altyd, wat is dit wat jy wil doen? Dan sê hulle dit, okay? Dan vra ek, wat is dit waarvan jy hou? En dan 10 en is die antwoord altyd anders. En dan vra ek my, hoekom doen jy nie 'n bietjie dit nie? Of kan jy nie dalk hierdie en hierdie saam doen nie? En dan probeer ek altyd platforms aan hulle bekendstel waar hulle so 'n bietjie meer kennis kan kry oor sekere goedjies. Jy weet, vandag is eintlik 'n lekker tyd waar ons is. En is dat ons het goed soos YouTube, ons het die internet. Ons het soveel bronne van toepassing. Daar's soveel nuwe websites wat opgerig word wat klein kursusse aanbied. En is gewoonlik so, kom ons sê R200-300 se kursusietjies wat jy byvoorbeeld kan doen. Party van die goed is selfs verniet. En dit is om jou 'n refresh course te gee van hoe hierdie program werk of hoe daai AI beginsel werk. En die idee agter dit alles is van jy moet bietjie buite die boks begin dink in terme van wat jy kan trek, wat daar beskikbaar is vir jou verniet of dalk 'n klein bietjie koste betrokke aan is, maar om net jouself bietjie op te lei van wat jy eintlik kan doen en wat daar is vir jou om te kan doen. Ek weet jy het selfs 'n dogter en ek dink jy challenge haar ook baie keer om bietjie meer te dink as net die tradisionele ding van na skool moet ek universiteit toe gaan. En ek dink daar's soveel meer wat ons mis daar buite. En die idee is eintlik die vraag wat jy eintlik moet vra is maar waar begin ek? Dis eintlik 'n moeilike ding partykeer. Jy weet, waar sal jy sê begin mens? Ja, en die go-to guys, luisteraars, goeiemôre en elkeen van julle kan natuurlik sien PD het 'n agtergrond van pastoor wees. Hy kan lekker baie gesels as hy wil. Ja, as ek wil. As jy wil sê weet hoe om te preek. Nee, ek spot sommer. PD, ja, dis interessant. Iets wat jy vir my sê wat vir my uitstaan is dat as ek moet dink aan my eie dogter, is een van die beginsels wat ek vir haar wil leer is om nie eendag vir iemand te gaan werk nie, maar om jouself uit te leef. Ek dink dis vir my 'n baie belangrike beginsel, want die meeste van ons het 'n vooropgestelde idee van hoe die lewe moet wees. Met ander woorde, ons het, jy weet, jy's klaar vooruit met jou denke om te sê jy wil eendag 'n prokureur wees, of jy wil eendag 'n dokter wees, en dan wanneer jy by 30, 40 jaar oud kom, dan kom jy agter, dis eintlik wat ek nie wat ek wou gedoen het nie. En ek dink dit gebeur met soveel mense daar buite, en as jy van jongs af kan leer om anders te dink,
om die lewe anders te benader, om die geleentheid te beoefen om jouself uit te leef in wat jy interessant vind. Jy het net al gesê van jou passies, jy weet, die goed waarvan jy hou om dit uit te leef. En ek dink dis 'n baie belangrike beginsel, want wat ons vind as kreatief en wat ons vind wat ons van hou, is nie altyd wat ander mense van hou nie. Jy weet, jou ma dalk vir gehad, ek weet nie wat wou jou ma gehad het, jy moes word, sy het dalk gedink, weet jy sal eendag 'n goeie dokter maak, 'n voorbeeld. Ja, Jy weet, en ja. dit was dalk die rigting wat hulle jou wou instuur, maar dis nie wat jy wou geword het nie. En ek dink daar's soveel mense daar buite wat in daai selfde situasie sit dat, en ek dink die wonderlike ding van dit is dat as ons besef dat ons kan vandag die besluit maak om ons omstandighede te verander, om ons loopbane te verander, sal ons soveel anders dink oor die lewe. En ek dink dis, jy weet, dis die mooi ding van die lewe, is dat alles hoef nie vooropgestel te wees nie. Alles hoef nie net in een rigting te wees nie. Daar's altyd 'n geleentheid om, jy weet, iets anders te kan doen. Ja, ek dink dat jy praat van anders te begin dink en daar's baie vernuwing eintlik betrokke in die Christendom. Ja. Jy weet, daar's 'n vernuwing van die identiteit. Daar's 'n vernuwing van jou hart, daar's 'n vernuwing van jou gees, vernuwing van jou gemoed. En ek dink met al die nuwe vernuwing wat gebeur in jou binneste, jou gees, siel, liggaam, bereik jy eintlik ook 'n punt waar jy begin dink oor jou dag-tot-dag lewe. Jy weet, hoe kan ek hierdie vernuwing toepas in my werk? En in die meeste gevalle is dit waar mense heeltemal van beroep verander. Jy weet, hulle kry, God sê vir hulle nee, ek wil hier met dit. Dan dink ek, Here, hoe moet ek dit doen? Ek onthou my praktiese jaar, ons was in Pretoria, ons het 'n workshop gedoen daar so, en die vrou, sy was hoog op by 'n bank. Ek kan nie onthou watter bank nie. So, salaris was goed. Sy het elke maand goeie salaris gekry en sy het ervaar hoe Here vir haar sê sy moet in die bediening ingaan. En outomaties is daar 'n helse salarisverskil wat daar plaasvind. En dit was vir haar groot struikel want nou moet sy dit wat sy in gewoond is, dit wat sy ken, verstaan, hoe haar gedagtes werk met die werk, die verwagting met dit, alles een kant toe skuif. Nou moet jy daai stap van geloof vat en dan moet jy vertrou op dit wat die Here vir jou wil hê jy moet doen. En sy het dit gedoen en daar was uitdagings gewees. Groot uitdagings. Al die kostes wat maand tot maand gedek moes word, moes hulle dek. Jy weet dat dit kan nie net van nie net uit die lug uit nie. En langs toe die kort is dit het gekom tot op nommer 99, net so voor die bank amper die huis en die kar wou terugvat. Ja. Wat iemand inbetaling gedoen het anoniem. En sy het daai betaling gesien en die bank geskakel en sê, hey, hier is die geld. En van daai dag af verder, hier die Here voorsien. En ek dink dit was 'n tipe van 'n toets van geloof, 'n toets van vertroue wat die Here op hulle gehad het. En dit was net om te kyk tot op nommer 99. Is jy nog bereid om my te vertrou? En sy het. En die Here het deurgekom, die Here het voorsien. En vir my was daai nogals, ek onthou dit. Ek onthou nie noodwendig die persoon se naam nie, ek kan nie onthou hoe sy lyk nie, ek kan nie onthou wat 'n bank sy was nie, maar ek onthou die getuienis. En vir my is dit nog steeds die beste, is dat vandag hoor ons hierdie getuienisse en dit gee jou net daai gemoed, dit gee jou daai sekerheid van vertroue is 'n aspek in 'n verhouding met God. Ja. Dit is daar. Dit gaan daar wees en daar gaan 'n tyd kom wat jy daai vertroue in die Here moet plaas. Daai vaste vertroue. En dit logika is lankal by die deur uit. Dit wat jy wil doen gaan nie sin maak vir die wêreld nie, want dit maak nie sin op papier nie, dit maak nie sin vir die finansier nie, dit maak nie sin vir die bank nie, maak dalk nie sin vir jou geliefde nie, maar dit gaan oor jy moet daai stap van geloof in die Here se hande neem, want die Here werk op 'n unieke manier. As ek net kyk wie hy gekies het as disippels, wie hy gekies het om die volk te gaan uithaal uit Egipte uit. Elke keer maak God 'n keuse en dan wie hy gekies het as koning oor Israel, Dawid. En dit maak in die eerste, as jy die eerste gedeelte raak lees, dan maak dit eintlik nie sin nie. Maar hoekom hy? Of die mense vra my, Here, hoekom ek? Stuur jy asseblief iemand anders. Die persoon self voel nie eens gemaklik met dit nie. Hy twyfel eintlik God se keuse. God, is jy seker? En dit wys net vir my, as ons dit al raak sien reg deur die Bybel, moet ons ook besef dat dit wat God raak sien in jou, moet jy nie betwyfel nie. As God iets in jou ontwaak, 'n nuwe passie in jou oopmaak en jy ontdek 'n liefde vir hierdie, dan moet jy dit besoek. Jy weet, en jy moet God vra om saam met jou te stap deur hierdie. En daar's 'n teksgedeelte wat vir my baie mooi is saam met hierdie. Ek gaan gou hierso. Dis in Spreuke 15 vers 22. Hy sê planne misluk waar daar geen oorleg is nie, maar deur die oorvloed van raadgewers kom dit tot stand. Ja. En wat vir my mooi is daar is dat
as jy planne nie bespreek met mense nie, gaan dit eintlik maar ten gronde kom. As ek 'n idee kry vir die besigheid of 'n idee vir 'n projek, dan is dit eintlik vital, dit is so belangrik om dit met mense na in jou te bespreek. Mense wat jy weet in dieselfde denkwyse as jy beweeg, mense wat dieselfde vertrou in God het wat jy het. Want daai planne wat jy met mekaar bespreek, is uiteindelik die bronne, daai sekerheid wat jy kry van nou gaan hierdie projek 'n sukses kan wees. Ja. Want ek het my idees gaan raadpleeg met die mense om my, met die mense in wie ek vertrou. Ek kyk ook nou, besef ek ook, ek sien vandag 'n post, iemand sê Oktober het 31 dae, die boek van Spreuke het 31 hoofstukke. Daag jouself uit om elke dag een hoofstuk in Spreuke te lees en kyk hoe kennis wysheid kan word in 'n dag tot dag lewe. Ja, ek dink wat belangrik is ons moet onsself die vraag vra, hoe definieer ons onsself? Ja. Want ons is so gefokus op wat ons doen. As ek jou die vraag moet vra, kom ons doen vir jou toets. As jy moet opsom wie is PD Conradie, hoe sal jy jouself opsom? Okay. Skrywer, predikant, of kom ons sê pastoor, adventurer, iemand wat hou van gedigte skryf, ja. Okay, dis baie interessant, maar luister nou wat het jy gedoen. En dis wat die meeste van ons doen. Ons som op onsself op grond van wat ons doen. O ja. Ek is 'n skrywer, ja. ek is 'n predikant. So met ons sien hoe definieer ons onsself. Ons definieer, ons koppel die waarde van wie ons is aan wat ons doen. Verstaan jy? Sien jy, dis die probleem. Dis juist die probleem. So wanneer jy jouself bevind in 'n situasie waar jy nie lekker werk nie, waar jy in 'n ongesonde omgewing is, of waar jy iets doen wat jy, hoorie, dis nie eintlik wat ek wou doen nie. Nou bevind jouself nou, dan sit van, maar dan is jy ongelukkig. Want ons voeg die waarde van wie ons wil wees by dit wat ons doen. Verstaan jy? So daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet ag gee op wat ons doen. Is dit werklik waar wat ons wil doen? Is dit die passie wat jy wil uitleef? En dan iets wat jy gesê het wat baie belangrik is dat ek dink daar's baie min mense wat dit kan doen, is om te sê dat dit wat ek doen is die roeping wat die Here op my lewe geplaas het. Ek dink dis so 'n bietjie meer godsdienstaal as jy in die kerkwêreld groot geword het, is dit iets wat ons meer gereeld hoor, dat iemand wat byvoorbeeld in 'n sekere omgewing werk of in 'n sekere land werk, sal vir jou gereeld sê dat die Here het my geroep en dis waar ek moet wees. En mense glo dit met hulle hele harte. Maar die gewone ou daar buite op straat, die algemene Jan Alleman, leef nie in 'n roeping nie. Hulle weet nie eens wat is roeping nie. Ja. Die meeste mense daar buite leef in 'n situasie waar dit gaan oor die oorlewing en nie daarvoor om te lewe nie. Daar's 'n groot verskil. Ek meen, kyk die gedeelte waar Jesus kom in Johannes 10, hy sê ek het gekom sodat julle sal lewe hê Ja. en oorvloed van lewe. Ja. Okay, nou definieer daai gedeelte van lewe. Ons weet dat daardie woordjie lewe beteken zoe, wat vir ons die definisie gee van 'n goddelike lewe. Ja. Nou ons om 'n goddelike lewe te definieer, Dis nie oorlewing. dis baie moeilik. Dis nie oorlewing nie. Dis bitter belangrik Ja. wat jy sê. Dis nie oorlewing nie. Verstaan jy? So met ander woorde, kan ons dan 'n goddelike lewe wat God vir ons wil gee definieer op wat ons doen of op grond van wie ons is? Okay. Ons sien dit is op grond van wie ons is. Daar's hy. Dit Daar's moet die dit- sleutel. Want as dit kom oor identiteit is wat God in jou wil skep, as dit kom oor die beeld wat God wil hê jy moet besef in jouself, kom alles terug na wie jy glo jy is in God se beeld. Wie jy Presies. glo jy is in God se oë, want dan besef jy eintlik tot wat jy in staat is. En dis so goed soos ek het 'n polisieman in uniform aan, ek kyk in die spieël, ek sien net 'n polisieman. Ja. Dis al wat ek sien. Maar die oomblik wat ek myself beklee en myself uitleef as 'n kind van die Here en ek kyk myself in die spieël, sien ek die Here se wil vir my, sien ek die Here se potensiaal vir my, sien ek die Here se wil vir my. So dit maak eintlik soveel meer, ek wil nie sê noodwendig deure oop nie, maar dit maak my gedagtes oop vir wat ek in staat is om eintlik te kan doen. Ja, is belangrik. Ek meen, dink in die gedeelte Filippense 4 vers 13 waar Paulus sê ek is tot alles in staat Ja. deur Christus wat my die krag gee. Okay, dan gaan jy terug in die gedeelte in 1 Korintiërs 2 wat oorgaan nou 1 Korintiërs 3. Dan sê hy but we have the mind of Christ. Okay. Nou daai definisie alleen, as jy die gedagte, nie die gedagtes nie, maar die gedagtegang, met ander woorde om te dink soos Christus dink, om te dink soos 'n gesalfde kind van die lewende God. As jy daai tipe lewenswyse kan leef, wat is dit? Hoe lyk dit? Verstaan jy? Dit gaan baie verder en is baie groter as die definisie van wat ons doen. Ons is obsessief oor wat ons doen
en wat ons eendag wil doen. En verstaan, wat word ek? En verstaan jy, en dis baie so belangrik, want as jy die Nuwe Testament lees, wat oorgaan uit die Ou Testament en Nuwe Testament, een van die belangrikste punte wat uitstaan, is die identiteitsverandering wat ons ontvang as gelowiges. Galasiërs, die boek van Galasiërs sê, ons is nie meer slawe nie, ons is nou kinders. Kinders van En met ander woorde, die fokuspunt is daar, ons is nou kinders. Nou, as ons dan kinders is van wie God is, as hy ons Vader is, wat sê dit van ons? En verstaan jy? En die denkwyse rondom dit is om te verstaan dat ek en jy, wat ons dink en ons aksies en ons reaksies wat uitgevoer word op grond wat ons dink, skep ons persoonlikheid. Ja, Dis baie belangrik. Definitief. En op grond van jou persoonlikheid gaan jy iets doen waarvan jy hou. Jy weet wat jy noem wat jou passie is. Nou, baie van, soos wat ek net gesê het, baie mense wat ek ken is vasgevang in 'n situasie waar hulle nie wil wees nie. Maar voordat hulle die situasie kan verander, moet hulle verander. dis so waar. Verstaan jy? Dis so Want waar. kyk byvoorbeeld na die Bybel. As jy kyk na die Bybel, wanneer jy met iemand praat, jy wat nou pastoor is en wat bietjie berading al gedoen mense. Mense kom na jou toe en waaroor kla hulle? Hulle omstandighede. Omstandighede, lewe. Hulle kla nie oor wie hulle is nie. Hulle kla altyd oor hulle omstandighede. En hulle verwag dat jy vir hulle oplossing kan gee vir hulle omstandighede. Maar die Bybelse oplossing is voordat jy jou omstandighede kan verander, moet jy verander. Ek dink ek gaan nou nie onthou wat staan nie, maar die woord sê, maar ek dink is in Spreuke, miskien Spreuke 4, sê bewaar jou hart want dit is die oorsprong van lewe. Yes. En dit wys net vir my dat dit begin hierso op jou hart, want God sê ook ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Dis een van die eerste goed wat God gee, vir jou 'n nuwe hart. Want dit is belangrik, dis die oorsprong van jou lewe. Dis wat jy in jou hart glo, gaan uiteindelik uitkom, waarvan die hart van vol is op die mond van Oor oor. die mond van oor, ja. So as jy 'n nuwe hart ontvang, moet jy jouself ondersoek instel van wat is dit wat in God se hart is vir my? Want dis God vir die hart gee. En dis nie enige hart nie, dis 'n hart wat God vir jou gee. Dis 'n hart wat daar is in plek vir jou sodat jy kan uitleef wat jy moet uitleef. Maar jy moet 'n hart ondersoek, jy moet ondersoek, is dit my denke wat blokkeer dat ek nie kan ontdek wie ek is nie? Is dit my omstandighede wat maak dat ek heeltyd negatiewe denke inneem en nooit iets positief uitkry nie? En dis daai ondersoek wat jy moet stel in jouself en dan kan jy jouself eers uit jou situasie kry as jy jouself kan red van jou eie denkwyse. Presies, En ja. jou nuwe denkwyse gaan vir jou die oplossing gee om uit die omstandighede te kom. En dan sien jy nuwe omstandighede en dan begin jy eintlik 'n getuienis leef dag tot dag. Dan begin jy 'n goddelike lewe dag tot dag. Ja, kom ons gaan terug na die verhaal toe wat jy net nou vertel het van die getuienis van die vrou by die bank. Ja. Dit begin met 'n idee. Dit begin met 'n gedagte. Ja. En daai gedagte word gerepeteer. Jy dink oor dit en jy dink oor dit en jy dink oor dit en dan begin jy dink, dan moet ek aksie neem op grond van wat ek dink. Ja. Verstaan jy? So met ander woorde, dis nie 'n onmiddellike besluit nie. Dis nie 'n onmiddellike verandering nie. Dit begin ergens en dan is dit 'n proses wat moet voortbestaan, 'n proses wat moet in aksie geplaas word sodat jy dan die begeerte wat jy dan het kan uitleef. So met ander woorde, dit begin ergens en elkeen van ons en hoeveel mense daar buite sit met die idee van dis nie wat ek wil doen nie en dis nie waar ek wil wees nie. Ja. Verstaan jy? Maar hulle het nie die moed en die vrymoedigheid om te sê ek dink dis tyd om te verander nie. Ja. Verstaan? Dis baie moeilik. Dit klink so maklik, Ja. maar dis nie so eenvoudig Dit is nie. presies dit. Om te denke repeteer raak 'n gewoonte. Ja. En 'n gewoonte is iets wat kom uit 'n denkpatroon wat jy het. So dit is belangrik dat jy dis daai intentionele keuse wat jy maak elke liewe dag om nuwe maniere te dink oor jouself en die omstandighede. Om ten spyte van hoe jy voel, jouself te oortuig van dit is eintlik wat ek wil bereik. Dit is waar ek wil wees en hierdie wat ek glo oor myself is nie waar nie. Dis moeilik. Ja. Want dit is baie maklik om godsdienstige taal vir iemand te sê, maar ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Of hy het in my so groot as hy het in die wêreld is. Ek hou van wat jy sê, skiet laat ek jou in die rede val, is dat ons hou van die godsdienstige taal. En dit is my so belangrik, die godsdienstige taal wat ons in die kerk gebruik, partykeer slaan dit my plat. Want soos wat jy nou sê, ons sal vir iemand sê, moenie bekommerd wees, jy die Here sal, weet, vir jou, hy sal jou help. Jy weet, vertrou net die Here, leef net in geloof. Maar wat is dit? Ja. Hoe lyk dit? Hoe doen ek dit? Jy sien, dit word nie vir ons verduidelik nie en dis seker een vir my van die belangrikste goed waarop ek wil aandag gee in my lewe. Is dat dit is baie maklik om te sê verandering is moontlik, maar wys my hoe om te verander. Dit is baie maklik om te sê die Here gaan my seën, maar wys my hoe lyk daai seën. Ja. Verstaan jy? Daai seker een van die belangrikste goed want daar's soveel mense wat wegstap uit die kerkwêreld uit as gevolg van leë beloftes. Ja.
Jy verstaan nie, want dis maklik om te sê, die Here sal jou help, die Here sal jou seën. Lees die Bybel. Selfs die Bybel, as jy dit lees, ek meen, waar Paulus sê, ek is tot alles in staat, jy is tot wat in staat. Hy definieer ten minste daar kategorie. Hy sê, toe ek swaar gekry het, jy weet, en selfs as dit met my goed gaan, toe ek amper gesterf het, jy weet, ek weet wat dit is om min te hê, ek weet wat dit is om baie te hê, Ja. dan weet hy is tot alles in staat deur Christus tot hom die krag gee. Hy definieer dit daar. Maar wanneer ons vir iemand sê, weet, leef in geloof, hoe doen ek dit? Hoe pas ek geloof toe? Want wat is geloof? Ons ken die definisie van geloof, maar geloof in aksie, om te wil verander, om verandering in 'n praktiese sin te beleef. Dit maak dit soveel moeiliker. En daar's soveel mense wat wonder, maar hoekom gee die Here nie aandag aan my situasie nie? Jy weet, hoekom seën hy vir PD? Hoekom gaan dit goed met PD? Hoekom gaan dit goed met my nie? Mense sit met daai vraag, want daar is nie 'n praktiese toepassing of 'n praktiese oplossing wat hulle gegee word om te weet wat om te doen. Weet jy, ek het begin met een eenvoudige beginsel en jy het dit my nogals geleer, en is dat begin net met dankbaarheid. Ek het nou myself begin uitdaag om ten spyte van hoe ek baie daar voel of aande net op te staan en sê, Here, ek is dankbaar vir hierdie en hierdie en hierdie. Ja. En volgende dag weer, ek is dankbaar vir hierdie en hierdie en hierdie. En dit is gewoonlik klein goedjies, maar dit oefen my om in die gewoonte te kom om die groter prentjie raak te sien. Ja. En nie vas te kyk soos met klappe voor my oë vir my omstandighede heeltyd nie. Want ek kyk byvoorbeeld in die Ou Testament is soveel praktiese voorbeelde elke keer van hoe ons vandag dink. Want ek dink dit wat hulle gedoen het en daai in die Ou Testament is hoe ons dink vandag. Ek kyk na die volk Israel stap hulle saam met Moses. Hulle kla oor dit en dit en dit. Die kos of water en hulle mis die vleispotte van Egipte, maar God het vir hulle gesê, ek gee vir julle beloofde land. Ek gee dit vir julle, julle moet net daar uitkom. En so vir my is dit om daai selfde mindset te hê heeltyd vorentoe, van moenie vaskyk in die omstandighede nou nie. Kyk uit na die groter prentjie. Ja. Kyk uit wat God reeds al vir jou gedoen het, die klein boustene wat hy vir jou gegee het, en hop maar net oor die volgende hekkie, want jy weet daar's nog 'n bousteen vir jou wat God reeds in plek gesit het. En dis daai vertroue wat jy moet hê in God se plan vir jou, maar ook die oortuiging. So die vertroue dis eintlik daar. Jy weet, dit is die geskenk van geloof wat God vir ons gee. Dis die oortuiging deel wat ek dink meeste van ons sukkel. Ons kan onsself nie oortuig nie. Ja, luister na daai verhaal. Daai is my baie mooi voorbeeld. Dink jy die volk van Israel sou uit Egipte uit weggetrek het as God vir hulle gesê het, ek gee vir julle 'n beloofde land, maar dis 'n land vol reëse en vol uitdagings? Nee, hulle sou nie. Dink jy hulle sou gegaan het? Nee. Okay, maar Hulle- wat sê hy vir hulle? 'n land van melk en Dis 'n land van melk en honing. Ja. Sien nie wat doen hy? So met ander woorde, hy gee vir hulle die positiewe aspekte op pad soontoe. Wel, ons gaan na 'n beter plek toe. Dis 'n land van melk en honing. En ek kan jou waarborg, op pad soontoe is dit die repeterende gedagte gewees. Ons is op pad na 'n land van melk en honing. Ons Ja. is op pad na 'n land van melk en honing. Ja. Onthou, want dis wat gebeur. Daar's 'n interessante studie wat hulle gedoen het met twee groepe mense, twee groepe mense van 5 elk. En dit is al twee groepe mense wat baie goed kan klavier speel. Nou die eerste groep mense wat hulle gedoen het is hulle het hulle uitgedaag om in 'n vertrek te gaan sit vir 2 ure 'n dag, en wat hulle moes doen is hulle gee vir hulle 'n nuwe lied wat hulle moes leer sonder 'n klavier. Maar hulle moet met een hand moet hulle sit en dan moet hulle self beoefen soos wat hulle die klavier sal speel om jy weet Ja, sonder 'n ja, klavier, ja, met ander woorde. Okay. En vir die ander groep het hulle fisiese klavier gegee Ja. om die musiek te beoefen. Albei groepe, selfde mense. En die studie wat hulle gedoen het was baie interessant geweest. Saam met dit het hulle ek weet nie presies hoe hulle dit gedoen nie, maar in elk geval hulle die breinfunksie daaraan gemeet. En wat hulle ontdek het is dat die persone wat sonder 'n klavier geoefen het en die persone wat met 'n klavier geoefen het albei ewe groot groei getoon in breinfunksie. Jessie, okay. Dis interessant. Albei het ewe groot groei getoon in breinfunksie. En die een het gedoen sonder 'n klavier, die een met 'n klavier. Albei het dieselfde funksie beoefen. Dit het net gegaan oor die oefening al. Dit gaan oor die oefening. Dit gaan oor die repeterende gedagte, want waar was die oefening? Nie op wat hulle hand gedoen het nie, in hulle denke. Yes. So jy kan jou brein leer om anders te dink en om die verandering te ervaar voordat jy dit doen. Ja. Dis wat die studie bewys. Met ander woorde, voordat jy dit fisies doen, kan jy al reeds die gedagte daaraan koppel, jy kan die ervaring daaraan koppel, jy kan die emosie van dit ervaar, en wanneer die dag kom, dan word dit 'n tweede natuur. Dis soos wat Paulus sê, imitate me as I imitate Christ. Presies, ja. Eintlik Dis 'n baie mooi voorbeeld, Dit ja. kom vir my presies neer op daai skrifgedeelte. En dit wys net vir my,
jou brein soek 'n beeld om te oefen, 'n beeld na iets om te streef Ja, na. moenie jou denke onderskat nie. Jy weet, as jy wil verander, begin met jou denke. Begin klaar die prentjie skep. Daar's 'n baie interessante beginsel. Die koninkryk van God word gesien, is nie 'n fisiese plekkie. Lukas 17. Ag ja, Lukas 17 is reg. Ons is Lukas 11, net seker maak. Maar in elk geval, hy sê daarso dat die koninkryk van God is nie 'n fisiese plekkie, maar waar is die koninkryk van? Die koninkryk van God is binne in ons. Dan sê iets interessant. Hy sê, hulle gaan julle kom vir julle sê kom hiernatoe of gaan daarna. Dan sê hy moenie gaan nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. Hoe lyk die koninkryk van God? Die koninkryk van God is wat jy visualiseer. So met ander woorde verstaan jy, dis die visie wat jy, dis die prentjie wat jy sien. Dis die koninkryk van God. 100% wat jy visualiseer en eintlik produseer. En wat jy dan produseer. Ja. So met ander woorde, die koninkryk van God is nie 'n fisiese plekkie. Dis nie 'n vooropgestelde idee nie. Dis 'n baie belangrike beginsel. Dis nie 'n vooropgestelde idee nie. As die koninkryk van God is wat jy observeer, met ander woorde daai prentjie wat jy skep, dan begin jou gedagtes vorm. Maar dis wat ek wil wees. Dis wat ek wil doen. En daai beginsel pas ons toe in ons eie lewe. Verandering begin met 'n prentjie. Jy sien jouself in 'n nuwe omgewing. Jy ervaar klaar die emosie van die nuwe omgewing. En wanneer jy dit gedoen het, skep jy 'n nuwe persoonlikheid wat jou in staat is om te sê ek's reg vir verandering. Ja. En dan staan jy op en jy loop en jy doen dit wat jy gevisualiseer het. Ek wil bou op die koninkryk idee en is dat dit kom weer terug op die identiteit. Jy as 'n dit wys net weer eens dat as jy jou identiteit verstaan jy wat jy tot in staat is. Ja. Jy verstaan ook en hierdie is die belangrike deel wat ek wil sê, wat jou reg is, wat jou erfdeel is as kind van God. So en as jy kyk in die konteks van die koninkryk waar ons moet eintlik funksioneer, is dat jy's 'n burgemeester van God se koninkryk. Ja. So jy het bepaalde regte. En as jy in jou binne jou regte funksioneer, sal daar 'n bepaalde uitkoms wees. Dis vir my mooi, want dit begin by jou gedagtes terugtrek na wie is ek in God se koninkryk, wat is my doel? Dan kan ek begin hierdie gedagtes oefen, dan kan ek dit begin produseer, visualiseer en dan uiteindelik iets produseer en dan het ek my geloof tot in werking gestel. Dan het ek iets, ek eintlik oes opgelewer vir God, wat nogals eintlik vir my mooi is as ek daaraan dink. Dus jy gee aan God iets terug. Ja, die Passion Translation sê dit eintlik baie mooi. Daai skrifgedeelte waarin jy verwys waar Paulus sê ons is burgers van die koninkryk van God. So met ander woorde die Passion Translation sê hy sê ons is 'n kolonie van die hemel wat op aarde is. Yes. So met ander woorde ons In die wêreld, oorsprong nie van die wêreld nie. is hy die hemel uit, Yes. maar ons is in die wêreld gesit. Met ander woorde wat doen is wat doen 'n kolonie van 'n sekere plek? As jy kyk na die geskiedenis toe die Engelse Suid-Afrika probeer kolonialiseer het. Verstaan jy wat verstaan? Hulle wou 'n kolonie van Engeland skep in Suid-Afrika. Verstaan jy? So met ander woorde jy gaan kyk, hier is vandag baie Britse monumente, Britse name wat hier staan, want hulle wou 'n koninkryk. So met ander woorde, hulle wou Suid-Afrika 'n deel maak van die Britse koninkryk. Nou net so werk die koninkryk van God. Ons is besig om die aarde 'n realistiese plek te maak van die onsigbare koninkryk van God. Daarom is ons burgers van die koninkryk van God wat hier op aarde 'n kolonie wat hier gevestig is. Yes. En dit wat ons doen, jy het dit gesê en dis baie belangrik. Ons leef nie uit die voorsiening van hierdie wêreld nie, want ons is nie van hierdie wêreld nie. Yes. Daai is seker een van die belangrikste stellings. Maar weer eens, om dit te definieer, kan ons dit nie net in godsdiensttaal Jy kan nie. doen nie, verstaan nie. Om te definieer moet ons weet hoe lyk dit in praktyk. Wat hy daar probeer sê is die denkwyse wat ons uitleef. Die denke wat ons het, hoe ons onsself sien. As jy jouself, jy weet, observeer as iemand wat armsalig is en deur in moeilike omstandighede gaan. En jy glo dit van jouself. Is dit hoe jy gaan leef? Ja. Verstaan jy? Want wat gebeur? Jy skep As jy- 'n breinfunksie wat jouself beperk. Dis actually die maklikste toets is altyd as jy byvoorbeeld 'n netjiese pak klere aantrek. Ja. Jy draai jouself anders oor want jy het 'n bepaalde manier hoe jy kyk na jouself as gevolg van wat jy aan het. Ja. So die oomblik wat jy glo, jy weet jy is maar net wie jy is. Dit is maar hoe dit is. Jy's maar arm, jy's maar 'n slagoffer van die omstandighede. Dan gaan dit wys in jou postuur. Dit gaan wys in jou kleredrag. Dit gaan wys in jou taalgebruik. Dit gaan wys in jou optimisme vir elke dag tot dag. Beslis, ja. En dis eintlik skrikwekkend te dink hoe maklik dit is om iemand af te bring. En dis hartseer om te dink hoe moeilik dit is om iemand met daai negatiewe denkwyse te oortuig van wat God se waarheid eintlik vir jou is. Daarom moet ons leer om ons eie unieke identiteit te ontwikkel. Verstaan, jy moet leer om jou eie unieke identiteit te ontwikkel sodat jy in jou eie identiteit kan leef. Kom ek gee 'n voorbeeld. Hoekom dink jy as jy
aan die einde van die maand jou salaris gekry het en jy's op pad Bolt en jy koop klere. Hoekom koop jy Nike? Hoekom koop jy vir jou Pumas? Hoekom koop jy vir jou paar Adidas? Hoekom? Want jy wil jou vereenselwig met iets wat waarde het. Yes. Verstaan jy? So met ander woorde, jy leef nie jou eie identiteit uit nie. As jy Nikes dra, dan voel jy, hoorie maar, ek verstaan, jy's gekoppel aan wat Nike verteenwoordig. Ja. Jy's gekoppel aan wat die Pumas verteenwoordig. Jy's verteenwoordig of jy's gekoppel aan wat Adidas verteenwoordig. Die manier hoe ek dit nou vinnig kan opsom is, jy koop die waarde wat geadverteer word. En jy verbind jouself aan daardie waarde. Ja. Verstaan jy? Dis wat die Bybel wil hê, wat ons so anders maak. Ons moet leer om ons eie identiteit te vind in wie ons is. En op grond van ons identiteit moet ons kreatiwiteit uitleef. En as ons kreatiwiteit uitleef, dan vind ons ware roeping. Ja. En ek dink vandag daar's regtig soveel plekke waar ons kan gaan om hierdie roeping van onsself te ontdek. Daai kreatiwiteit te ondersoek, maar ook te ontdek. Ja. Die internet het klomp bronne. Daar's mense in bepaalde omstandighede of bepaalde werke met wie jy kan gaan sit. Jy weet, besigheidsmense of mense wat 'n paar boeke al geskryf het. Jy weet, as jy dink aan om 'n boek te skryf, jy gaan selfs met 'n paar uitgewers. Kry 'n bietjie hulle gedagtes, kry 'n bietjie perspektief van waar hulle begin het. Wat was hulle uitdagings? Want dit is nie dieselfde uitdagings wat jy het. Dieselfde vrae wat jy het, wat hulle gehad het. En hulle kan vir jou antwoorde gee en daardeur kry jy 'n bietjie meer van 'n idee van, okay, dis actually nie so moeilik nie. Kom ek probeer. Miskien is daar iemand wat 'n hand of twee nog verder uitreik en sê, hoorie, bel hierdie persoon. Ek dink hulle het my gehelp. Sê net ek het 'n nommer vir jou gestuur en dis net sulke klein goedjies, maar jy moet jouself daar uitsit. Jy moet daai eerste stap neem, want niks gaan net val op jou skoot nie. Jy moet dit gaan besoek. Dit kan die Here weet wat op jou hart gesit om 'n boek te skryf, maar jy moet nog steeds gaan en die boek gaan skryf. Ja. Ek meen, die beste voorbeeld wat ek sien is die Bybel vandag, en is dat die Here het nie die Bybel self geskryf om so om te gee nie. Hy het mense gebruik om hierdie woord te skryf. En kyk hoe lank het dit gevat. En vandag preek ons al daai woorde. Ja, presies. Daarom ek weet, een van die bekendste skrifgedeeltes wat ek net wil bylas is dat een wat ons almal baie goed ken, hy sê my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Yes. En my wees is nie julle wees. Met ander woorde, so wat ek het sou doen is nie wat julle doen nie. Ja. En dis die belangrikste beginsel daar. As ons verstaan dat ons in lyn moet kom met God se gedagtes. Want dis wat 1 Korintiërs 3 doen. Hy sê but we have the mind of Christ. Yes. So met ander woorde, hy sê met die proses van wedergeboorte, met die proses van geesvervulling, wat gebeur? Nou kan jy dink soos wat ek dink. Ja. Maar daai denkwyse, daai nuwe denkwyse moet beoefen word. Dis nie 'n natuurlike proses nie. Jy moet ondersoek en jy moet dit beoefen. Jy moet 'n nuwe prentjie skep. En daai prentjies moet jou, verstaan, jy moet jou passie word en daai passie moet jy begin uitleef. So Ja. dit is 'n proses van verandering. Dinge gebeur nie oornag nie, maar dit begin met 'n besluit en dit moet intentioneel wees. Anders te gaan niks verander nie. Ja. Ja, ek dink dit is, en dit te sê, dit klink eintlik so eenvoudig, maar dit vat, soos jy sê, intentionele wilsbesluit elke dag, ten spyte van omstandighede, ten spyte van moeilike tye, ten spyte van hoe jy emosioneel voel, moet jy nog steeds intentioneel opstaan en daai keuse maak elke dag. Want dit gaan na 'n ruk maklik word. Ek dink dit vat net 'n paar dae vir jou brein om gewoond te raak aan 'n nuwe rotine. En dis eintlik nogal skrikwekkend. Dit vat net 'n paar dae as jou brein gewoond aan 'n nuwe rotine. En as jy oomblik wat jy daai nuwe denkpatroon of rotine kom, dan is die volgende stap net nog makliker. Dan is die volgende stap net nog makliker. En uiteindelik gaan jy kom waar jy wil wees, wat jy wil bereik en wat God se plan vir jou lewe uiteindelik is. En die mooiste deel van dit alles is want jy kan 'n inspirerende voorbeeld wees vir iemand anders. Ja. Jy kan 'n getuienis wees vir iemand anders nou weer. So dis vir my mooi. Ja, Jesus sê dit mooi. Hy sê vir die een wat glo, is alles moontlik. En daai is 'n bitter belangrike stelling en ek wil jou bewys gee. Hoe oud is die oudste mens wat in die laaste 500 jaar gedokumenteer is? Die laaste 500 jaar. Dink jy is die mens wat die oudste geword het? Nie die laaste 500 jaar nie, ek weet nie, nee. 256 jaar. Dis nie sleg nie, hoor. 256 jaar. Jessie. Nou, hierso is nou die probleem. Ons glo nie, ons kan ouer word as 75 of 80 nie. Ons het ons eie limiet opgestel. Verstaan nie? Daar's 'n vooropgestelde idee dat die mens vandag net tussen 75 en 80 jaar oud word. Nou wat het hom in staat gestel om 256 jaar oud te word? Ja, dis belaglik want dis nie net van hy het miskien 110 jaar oud geword nie, hy het 256. Ja, 256 jaar, as jy nie eens 'n herbalist. En ek kan nou nie sy naam presies, Lee Chong-hu dink ek was sy naam geweest, maar hierdie persoon was 'n baie unieke persoon. Hy was 24 keer getroud, oor die 200 kinders gehad.
Verstaan nie? Ja. Dis persone soos daardie wat uitstaan in geskiedenis wat vir ons die bewys gee dat enigiets moontlik is. Definitief. So wat beperk ons? Ons Net ons denkwyse. Ja. Net ons denkwyse. Yes, ek dink ek gaan op daai noot stop en dan gaan ek bietjie oor my eie lewe dink. Op my wil aanpas en sê op my ouderdom van kom ons sê ek wil myself nou nie. Ek dink 300 is 'n goeie getal. Dit is 'n goeie getal, Ek ja. dink ek sal by 300 stop. Ek dink na 26 vrouens. Nuwe is genoeg. motivering. Ja. Maar op daai noot gaan ons eindig en dan gaan ons julle volgende week sien met Spiritual Talk episode 11. Dankie julle.